Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Dit is 'n harde realiteit dat jong mense oor die wêreld heen besig is om die kerk te verlaat. Poen het volgende daan geraak in sy preek, maar daar's 'n statistiek wat wys dat onder Christene en veral ons generasie Christene na lockdown meer as 60% besluit het om nie terug te kom kerk toe nie. Meer as 60% het besluit dat kerk in persoonsstudie is net nie vir hulle nie en hulle noem hulle self Christene. En so in 'n podcast wat ek geluister het tussen Jordan Peterson en Bishop Barron, vraag maar hoekom verlaat jong mense oor die wêreld in die kerk? En Jordan Peterson wat van buite af kyk, gee die antwoord en hy sê, the church does not demand enough from its young people. The church does not demand enough from its young people. Dit vra nie genoeg van hulle jong mense nie. En die rede hoekom ek saamstem is, ek glo dat ons jong mense verlaat die kerk, want hulle verstaan een ding nie baie duidelik nie. En dis die evangelie. Want sien, as ons regtig die evangelie verstaan en glo met ons hele hart, sal ons sien dat die evangelie vra alles van ons. En so my hoop is, dat ons vanaand deur die krag en die waarheid van die evangelie, deur die teks, oortuig sal word om alles te gee vir Christus en sy bruid. En so ons gaan kyk deur na 3 dinge te kyk, en dis die 3 punte vir die teks vanaand, vers 24 tot 27, die eerste een is die lyding vir die misterie. Die lyding vir die misterie, en misterie is sinoniem aan evangelie, ek gebruik die woord misterie, want dis hoe Paulus hier daarvan praat. So ons kyk na die lyding van die misterie, en aan die heel einde, vers 28 en 29, gaan ons kyk na die verspreiding van die misterie. En in die middel, amper soos 'n burger, die juicy deel, gaan ons kyk na die misterie self. En so kom ons begin met die lyding vir die misterie, vers 24 tot 27. Now I rejoice in my sufferings for your sake. And in my flesh I'm filling up what is lacking in Christ's affliction for the sake of his body, that is the church, of which I became a minister according to the stewardship from God that was given to me for you, to make the word of God fully known, the mystery hidden for ages and generations, but now revealed to his saints. So dis duidelik dat van die begin af sien ons dat Paulus is geroep om die woord van God te verkondig aan die mense, as ook die misterie wat vir eeue onbekend was. Maar waarop ek wil fokus is dit wat Paulus aan die begin sê, dat I rejoice in my sufferings for your sake, and in my flesh, met ander woorde in sy vlees, maak hy op vir wat tekort skiet in Christus se verdrukking en lyding. En dadelik sê hy, maar iets klink nie reg nie. So die konteks help ons om te verstaan en te sien dat Paulus se swaar kry en lyding maak Christus sin vol, nie deur by te dra tot die waarde daarvan nie, maar dit te verleng na mense wat hierdeur geseën moet word. So Paulus se verdrukking en lyding dra nie by tot die waarde van Christus se verdrukking en lyding nie, maar hy gebruik sy lyding om Christus se verdrukking en lyding te verleng na mense wat deur dit geseën moet word. Sien, Jesus het 'n offer van liefde voorberei deur lyding en dood te verduur vir sondaars, en hierdie is genoegsaam om ons sonde te dek en versoening te bewerkstellig, en skiet aan niks tekort nie, behalwe een ding. 'n persoonlike vertoning van Christus self aan die wêreld, en die mense van jou werkplek en universiteit. Sien, daar is niks tekort aan wat Christus gedoen het aan die kruis nie, behalwe een ding, mense moet weet wat hy deurgegaan het vir jou. En so God se antwoord tot die tekort waarvan Paulus praat is om ons as die kerk en mense van Jesus te roep om swaar kry tentoon te stel. Want deur ons swaar kry, sal ons fill up what is lacking in Christ's afflictions. Maar sien in vers 24 dat Paulus 'n noue koneksie vind met sy swaar kry en lyding en Christus se swaar kry en lyding. En wat ek glo dit beteken is dat God bedoel vir die lyding en verdrukking wat Christus verduur het,
om sigbaar en bekend te word deur die lyding van ons as sy mense. God bedoel, hoor my, hy bedoel vir ons as kerk en liggaam van Christus om lyding te ervaar, sodat mense die Christus van die kruis in ons lewe kan sien, soos ons die lewe leef wat Jesus geleef het. Met ander woorde, as iemand in ons midde baie siek is, dan kry ons swaar. Want as een swaar kry almal swaar. Maar wanneer ons saam in die kerk en daai persoon rejoice, soos Paulus sê, hy rejoice in sy sufferings, wat nie noodwendig beteken ons is net besig om op te spring en gelukkig te wees nie, nee, rejoice, met ander woorde, ons sit ons confidence in die Here, ons sit ons vertroue in God, dat hy absoluut in beheer is van die situasie, dat hy soewerein is en weet wat aangaan, en ons weet dat dit wat gebeur in ons lewe, die suffering wat aangaan, sal hy ten goeie laat meewerk vir die wat hom lief het, dan sal mense Christus in ons sien, want ons hanteer die suffering nie dieselfde as die wêreld nie. En so, net soos ons dalk swaar kry en lyding deurgaan, is daar ook 'n geleentheid vir ons om swaar kry en lyding te kies. Met ander woorde, ons stel onsself soms in gevaar van verwerping of 'n moeilike finansiële posisie om ander te help en sodoende die liefde van Jesus tentoon te stel. En 'n voorbeeld hiervan is Mamelodi, ons het dit genoem vroeër. Om daai bietjie klein swaar kry van 'n ander kultuur en bietjie jou Sondagmiddag op te offer om te gaan na mense wat nood het en wil leer. Daai bietjie opoffering te gee. Wys vir ander mense daar's iets anders in jou, want ek sou dit nie doen nie. En as enigiemand is wat verstaan wat dit beteken om lyding te verduur, maar ook lyding te kies, is dit Paulus. En so as hy praat van I rejoice my sufferings, he means business. Lees al my, julle gaan nie saam lees nie, ek sal vir julle lees. Maar 2 Korintiërs 11 vers 23 tot 27. Hoor saam met my wat Paulus deurgegaan het. Are they servants of Christ? I'm a better one. I'm talking like a madman. With far greater labors, far more imprisonments, with countless beatings and often near death. 5 times I received at the hands of the Jews the 40 lashes less one. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. A night and a day I was adrift at sea. On frequent journeys, in danger from rivers, danger from robbers, danger from my own people, danger from Gentiles, danger in the city, en nog een, danger in the wilderness, danger at sea, and danger from false brothers. In toil and hardship, through many a sleepless night, in hunger and thirst, often without food, in cold and exposure. So ooit gewonder het 'n great CV, is dit. Nou niemand van ons hier het hierdie deurgegaan nie. Maar ek glo ons het ons eie lyding en verdrukking. Sien van ons hier sit met depressie, met angs, met sekere siektes, met probleme in verhoudings of persoonlik, verwerping, alleensaamheid. Al daai is voorbeelde van verdrukking. Die vraag is, maak jy Christus bekend in hierdie swaar kry van jou deur te rejoice? 2 Korintiërs 4 vers 17 sê, this light momentary affliction is preparing for you an eternal weight of glory. Nie 1 millisekond van jou swaar kry word gemors nie, maar berei vir jou voor 'n ewige heerlikheid. En so aan die ander kant, is jy ook weer eens bereid om verwerping van mense, ongemak, awkwardness en swaar kry te kies, sodat Christus bekend gemaak kan word. En sien, hier is dit prakties, want wanneer jy, wat in die kerk is, swaar kry en lyding, ervaar of kies, en steeds jou kop ophou, en rejoice deur jou confidence in die Here te sit, en vertrou hy is in beheer, en aanhou veg, en selfs liefdevol op te tree, kyk iemand van buite af en hy vra, wat is die hoop in jou? Hoe hou jy aan? Hoe veg jy deur hierdie? Hoe hou jy aan bid vir daai persoon en glo dat hy kan gesond word? En ons kan antwoord, Christus het lyding vir my redding verduur. Ek sal lyding vir sy naam verduur. John Piper stel dit mooi, Christ suffered to accomplish salvation. We suffer to spread salvation. Dis die eerste ding wat ons sien, die lyding vir die misterie.
Maar voor ons eindig by die verspreiding van die misterie, kom ons kyk eers na die misterie self. En dan vra ons onsself af, hoor jy maar, is lyding vir hierdie misterie die moeite werd en moet ek hierdie misterie versprei? En ek hoop ons antwoord is ja. So kom ons kyk, vers 27, die misterie self. To them God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Christ in you, the hope of glory. Dis dit. Dis waarvoor Paulus lyding verduur het. Christus in hom. En nou sit jy en is wel, is dit? Dit is 3 woorde. En so ek gaan daai ontleed en ek wil eers moet sien hoe ongelooflik hierdie 3 woorde is. Christ in you. Wie is hierdie Christus wat in my is? O ja, wag, Johan het hele paar weke terug gepreek hierop. Bietjie vroeër in Kolossense, vers 15 tot 19. He, Christ, is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible. Whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through him and for him. And he is before all things, and in him all things hold together. And he is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in everything he might be preeminent, supreme. For in him the fullness of God was pleased to dwell. Hierdie Christus, by the way, is in jou. Snap jy dit? God en alles wat hy is in jou. En as jy soos ek is, dan sit jy nog steeds daar en jy sê, nee, ek vang nie. Maak dit duideliker. En so ek vir ons 3 maniere gee hoe om Christus in jou te verstaan. En die eerste een is geestelik. Christus is in jou eerstens deur die Heilige Gees. En om hierdie te verstaan, gaan ons kyk na die hart van die evangelie. En wat 'n beter teks as Galasiërs 2 vers 20. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Okay, so kom ons ontleed daai om te verstaan hoe Christus geestelik in my is. Kom ons begin. I have been crucified with Christ. Om te verstaan hoe ek gekruisig is deur Christus, moet ek eerste van alles verstaan dat ek Christus aan daai kruis laat hang het. It was I that shed the sacred blood. I nailed him to the tree. I crucified the Christ of God. I joined the mockery. Jou sonde het Christus op die kruis gesit. Maar God in sy genade en soewereine mooi plan het dit so bestem dat die sonde wat veroorsaak het, dat Jesus die pad van Golgotha moes loop, daai selfde sonde het hy op hom self geneem. En hy het die lydingsbeker gedrink van God se wraak en woede wat ek en jy verdien het. Sien, ons was skuldig voor 'n heilige en regverdige God wat sonde moes straf. Ons het verdien om pyn en lyding deur te gaan. Ons moes gestraf word, ons moes gesterf het, maar Jesus sê nee, ek doen dit in jou plek. En hy word vasgespijker. En hy ervaar nie net fisiese pyn nie, nee. Hy ervaar geestelike pyn wat soveel erger is as fisiese pyn. Sien, Jesus het nie gekla oor die spykers in sy hande of die doringkroon op sy kop nie. Hy het gesê, my God, why have thou forsaken me? Want Jesus was geestelik geskei van God die Vader, wat hy vir 'n ewigheid lank een was mee. God moes sy gesig wegdraai van Jesus, toe hy sonde word in ons plek. We may not know, we cannot tell what pains he had to bear, but we believe it was for us. He hung and suffered there. Vir jou het Jesus dit gedoen. Vir jou het hy gesterf. Maar die goeie nuus is dat wanneer jy glo in hierdie Jesus en glo hy het gesterf en glo hy het vir jou versoening gebring,
dan is jou sondige mens saam met Jesus daar op Golgotha gekruisig. Have been crucified with Christ. En is nou nie meer jy wat leef nie, want Jesus het opgestaan uit daai graf uit en oorwinning oor dood en sonde gebring. Sê it is no longer I live, but Christ in me. Dis Christus wat nou leef in jou, nie meer jy nie. En hy doen dit deur die Gees. Romeine 8 vers 11 maak dit duidelik dat dieselfde Gees, luister mooi, dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgebring het, is in jou. Die Gees wat wedergeboorte plaasgemaak het, of laat plaasvind het. Daai Gees is in jou. Besef jy dit? Hierdie moet alles verander. Christus in jou. En so hier wil ek vinnig stop, en ons moet 3 goed vat, en ek het nou baie gesê, maar vat 3 goed uit hierdie uit. Wat die hart van die evangelie is. 1, ons sonde is verskriklik. En die wreedagtige bloedige kruis maak dit sigbaar. 2, luister mooi, God se liefde vir jou moet so wonderlik wees. Ons gedagtes sal dit nooit kan snap nie. Hy kon ons los vir verdoeming, maar hy kom agter ons aan deur sy seun Jesus. Dis genade onbeskryflik. En derdens, Christus se verlossing se geskenk. Hy het klaar die dierprys betaal deur sy bloed. Jy hoef niks te doen nie. Ontvang dit. En as jy hier sit, en hierdie is nie vir jou, en jy weet, hierdie gees wat Jesus uit die dood uit opbring, hierdie gees is nie in jou nie, vra ek jou nou, ontvang die geskenk van verlossing. Sien jou sonde, sien die heilige God, maar sien dat Jesus in jou plek gesterf het. So dis die eerste manier hoe Christus in ons is. Net soos God die Vader, Seun en Gees een is ons en Jesus een deur die Gees. Die tweede manier hoe Christus in ons leef, is deur geloof. The life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. So die manier hoe jy nou lewe is deur geloof, wat beteken ek glo my sondige mens is dood en gekruisig op Golgotha. Ek glo dat ek lewe het en krag het deur die Gees in my. Ek glo dat ek kan sonde oorwin. En so wanneer sonde voorkom, sê ek dis nie ek nie, dis Christus in my. Wanneer ek hoogmoedig en trotsvol raak, besef ek maar Christus is nederig en hy is in my. Wanneer ek kyk na goed wat ek nie moet nie, besef ek nee, Christus is heilig en hy wil niks met dit te doen hê nie. En net so gee Christus in my vir ons krag om lyding te ervaar soos ons gehoor het en motivering om Christus te versprei. Want ons weet, hy is met ons. En so om hierdie bietjie nader aan ons lyf te bring. Ek was baie klein, soos laerskool graad 2, 3. En ek en my broer het saam met pa gaan kamp en ons het gaan visvang en ons het so klein perstent gehad, ek sal dit nooit vergeet nie. En so slaan ons die tentjie op en slaan nie tentpenne in nie, want my pa het glo ons lê die tent vas. En ons sit ook nie 'n seil om nie, want die lug was blou en my pa het 'n weervoorspeller geraak en besluit dit gaan nie reën die aand nie. En so gaan ons en ons gaan slaap in daai tentjie en in die middel van die aand bars daar 'n storm uit en ek beloof soos my pa sê vandag toe nog, daai storm was erg. So ek was nie net klein en dit was alles erg nie. Dit was 'n terrible storm. Die wind het gewaai. Dit het gesous. Daar was weerlig en donderweer en daai tent het letterlik so gemaak. En so ek was baie klein. Ek was verskriklik bang. En ek het al begin dink, wat gaan gebeur? Ek het gedink die wind gaan ons vat na die dam toe en ons gaan verdrink en al daai dinge. Maar in dit alles, my pa het gedoen en ek sal dit nooit vergeet nie. My pa het sy arms gevat en hy het om my lyf gesit en het my so vasgehou. En het gedrup deur die tent, maar ewe skielik het ek nie meer nat geraak nie, nie meer koud gekry nie. Ek was nie meer bang nie. Ek het so veilig, so geliefd en so oortuig gevoel dat alles gaan oukei wees. Nou dit is hoe my pa my kan laat voel in daai situasie. Imagine hoe moet dit voel as die koning van die heelal wat jou in jou moeder skoot bymekaar geweef het vir jou sê hy woon in jou.
Glo dit. En saam met dit, besef ons, niks kan ons keer nie. Geen storm kan ons oorwin nie. Nie eers die dood sal my onderkry nie, want Christus het oorwinning oor dit gebring. En hy sê vir jou, Christ in you is the hope of glory. 'n Hoop tot heerlikheid. Wat se heerlikheid praat hy van? Wel die heerlikheid om vir ewig en altyd eendag saam met hom te wees. So Christus in ons herinner ons daaglik aan daai hoop. Ek sal saam hom wees en ek sal alles hê en daarom gee ek nou alles vir Jesus, want ek gaan eendag alles en soveel meer by hom hê. Tweede manier hoe Christus in ons is deur geloof. Glo hierdie. Die derde en laaste manier hoe Christus in ons is letterlik en fisies. En jy dink, daai's weird, maar gee my kans. Ek herken, ek het nie hierdie op my eie gekry nie. Maar ek weet nie wie van julle het, en dit is al bekend, maar wie van julle het al gehoor van die woord laminin nie? Die woord laminin. So laminin is 'n protein molecule, wat basies selle aan mekaar heg, asook die fondasie is vir die bymekaar hou van jou organe. So in kort gestel, laminin hou letterlik jou liggaam bymekaar. Google verwoord dit as the glue that holds your body together. En so as ons vers 17 onthou, van Kolossense 1 wat sê, in him, so in Christus, all things hold together, en ons sê dan, okay, hierdie Christus is in my, kyk nou, hoe lyk 'n laminin molecule teens. Sien julle dit? Die kruis van Jesus Christus hou jou by mekaar. Christ in you, the hope of glory. Julle, hierdie is ons identiteit. Jy is nie meer jy nie, maar Christus in jou. Ek's nie Ruben nie, maar Christus in Ruben. En so nou is die vraag, met al hierdie 3 maniere hoe hy in ons is, deur die Gees, deur geloof, en actually letterlik en fisies deur ons selle, wat maak ons met hierdie? Wat doen ons met dit? Vers 28 en 29, die verspreiding van die misterie. Ons versprei hierdie. Him, Christus, we proclaim, warning everyone and teaching everyone with all wisdom, that we may present everyone mature in Christ. For this I toil, struggling with all his energy that he powerfully works within me. Ons bly nie stil nie. Ons kan nie stil bly nie. Ons verkondig Christus. Hoe? Wel ons waarsku mense teen die sondige wêreld en teen die breë pad en ons teach hulle aanhoudend, dis teaching met ander woorde continuous tense, ons sou aan mense leer in die geloof wie Jesus is. En daar is uit en uit disipelskap. Om aanhoudend vir iemand te wys wie Jesus is en saam 'n pad te stap en hulle te leer in geestelike wysheid. So die vraag hier is, aan wie verkondig jy die evangelie? Waar versprei jy die misterie van Christus in jou? Wie disipel jy sodat jy daai persoon saam kan mature in Christ? Het jy 'n naam? 'n Naam van iemand wat jy gereeld sien om saam mee te groei en saam volwassenheid te bereik in Christus? En ek weet dit is baie keer moeilik. En so as jy sukkel en nie weet hoe om dit te doen nie, kom praat met ons. Ons wil jou graag help. Daar's actually soos 'n disipelskap boekie wat mense so mooi deur die evangelie vat wat ons het en beskikbaarheid. Maar gaan vra jouself, wie disipel ek? En wie verkondig ek die evangelie? Vers 29 sê Paulus, vir die verspreiding van Christus en die leer van die evangelie, worstel hy met al sy energie wat van waar af kom? Christus in hom. Hy mors nie Christus in hom nie. Hy gebruik dit en toil en wortel met dit en al kos dit hom alles. Hy's aanhoudend besig daarmee en ek moet hierdie sê, maar as jy dink om een dag te toil of te worstel vir Christus, hoe ook al dit mag lyk, of jy nou een dag dalk kerk toe kom en jy sê, yes, of ek het
gesin hierdie week gedoen. Yes, dit was moeite. Ek moes uit my huis uit gaan, in die koue, in die kar klim. Of ek moes bietjie voor opstaan om tyd te maak met Here en as jy dit een dag in die week doen, sê jy, Jesus is my een dag werd. En dit klink hard, maar dit is waar. Sien, Jesus sê, hy wil hê jy moet alles vir hom gee. Hy soek jou lewe. Gebruik al jou tyd, al jou krag, al jou energie om in alles wat jy doen, vir hom te doen, die verspreiding van sy naam. Sien, aandiens, ons gaan nie groei of by 50 uitkom, as julle nie uitgaan en mense disipel nie. Ek en Johan, en ander Johan, kan dit nie alleen doen nie. Ons het julle nodig. En as jy nie weet wat om te sê nie, vertel jou storie. Want jou storie sal die evangelie wees. Want die enigste manier hoe jy gered kon word, is deur die evangelie. Versprei dit. Vertel dit aan mense. Ek sluit af met 'n storie, wat alles waar ons gepraat het, so mooi saamvat. Daar was 'n man, Josef, dis 'n ware storie, wat eendag in die warm Afrika roete geloop het, en hy het in kontak gekom met 'n ou wat vir hom die evangelie gegee het. En net daar aanvaar Josef Jesus Christus as sy koning en verlosser. En die Gees begin kragtig in hom te werk, en hy word oorweldig met vreugde, en al wat hy wil gaan doen is om hierdie goeie nuus te gaan vertel vir die mense van sy village. En so hy gaan toe met die Gees wat in hom werk, en hy gaan na die village toe, en hy gaan en hy klop deur na deur, en hy sê, Christus het vir jou sonde gesterf, glo in hom en jy sal vergewe word. Maar in plaas van dat die mense se gesigte ophelder soos hy gehoop het, draai hulle teen hom, en nie net wil hulle nie luister vir hom nie, hulle reageer in geweld. En so die mans het gegaan en vir Josef vasgehou, en die vrouens het met gebinde doringdraad hom stukkend geslaan. En hulle sleep hom uit die dorp uit om dood te gaan in die bos. En so Josef het saam haar reg gekry om te kruip tot die naaste watergat, en daarso vir dae binne en buite sy bewussyn begin hy stadig maar seker krag bymekaar kry. En so het hy weer kon opstaan, en hy dink, maar wat het ek verkeerd gesê? En hy gaan oor en hy sê, nee, dis Jesus is die antwoord. En hy gaan weer terug. Mank loop hy daar tussen die hitte en hy probeer weer Jesus verkondig. Hy het gesterf vir jou sondes, sodat jy vergewe kan word. En die mense gryp hom weer. Hy hom weer vas. En hy word weer geslaan. En die wonde wat nou net herstel het, word oopgeruk. En hy sleep hom weer buite die dorp, en surely hierdie keer om dood te gaan. Om die eerste keer te oorleef was ongehoord. Om die tweede keer te oorleef moes 'n wonderwerk wees. Maar weer, vir 'n derde keer staan Josef op, en hy gaan gedetermineerd om Christus in hom te verkondig. En hierdie keer nog voor hy iets kon sê, gryp hulle hom. En soos hulle hom slaan, probeer hy iets van Jesus uitkry. Maar toe sien hy 'n vrou, wat net voor hy sy bewussyn verloor het, en terwyl sy hom geslaan het, begin uitbars het in trane. En Josef word wakker, in sy bed van daai village waar hy groot geword het. En dieselfde mense wat hom probeer doodmaak het nou sy lewe probeer het. En daai hele village het tot geloof gekom in Jesus. En nou moet ons onsself vra hoekom. Wel, ons boodskap vir die aand. Eerstens, Josef het gegaan en lyding verduur vir Christus. Hy is 'n praktiese voorbeeld van wat dit beteken om te complete what is lacking in Christ's affliction for his body. Deur sy swaar kry en lyding het mense gesien, nee, daar moet iets wees. Hy het 3 keer gekom om sy lewe te gee. Die tweede rede hoekom hy dit gedoen het, is hy het verstaan wat Christus in hom beteken. Hy het besef, hierdie kan nie gemors word nie. Ek gaan al my energie gebruik. Ek gaan worstel om Christus in my bekend te maak aan hierdie dorpie. Ek verstaan dit, en ek verstaan die krag van die Gees is in my. Dis al manier hoe hy kon teruggaan, is deur die krag van die Gees. Geen mens in sy normale bewussyn sal dit doen sonder Christus in hom nie. En die laaste rede is, hy het besef, hy moet hierdie misterie en evangelie versprei. 3 keer was Josef bereid om sy lewe te gee vir Jesus. En hoeveel van ons sal huiwer om dit 1 keer te doen? Sien, dit het 3 keer gevat vir Josef om die evangelie te probeer verkondig en vir mense om te snap dat hy sal doodgaan vir hierdie 3 keer oor.
dit moet reël wees. En aandiens, dit gaan soms meer as net een probeerslag van ons vat om ander te oortuig van hierdie. Sien, daar is iets ongeloofliks, bevrydend en standvastig in die wete dat Jesus ons roep, elke een van julle roep, om iets op te offer vir hierdie evangelie. Kies jou opoffering. Vra jou wat kos jou Christendom jou. Of dit is om 'n uur vroeër op te staan, te ontmoet met die Here, sodat jy dit wat jy daar hoor kan vat en vir iemand vertel later die dag. Of dit is om uiteindelik daai persoon te bel wat jy al so lank wou nooi na aanddiens, maar so bang was om te doen. Of dit is om elke aand lank te bid vir iemand se bekering en te glo dat die Gees dit sal doen. En of dit is om in jou swaar kry of depressie Christus bekend te maak deur te rejoice in hom. John Piper het 'n boek geskryf, Don't Waste Your Life. En wat hy in essensie bedoel het is, don't waste Christ's life. Moenie Christus in jou mors nie. C.T. Studd het gesê, only one life, and it will soon be past, and only what's done for Christ will last. Kom ons bid. Here Jesus, ek glo, jy het vanaand gepraat met harte. Ek so tuig van. Ek vra dat die Gees nou sal werk, om daai saad te laat vrug dra. Mag dit nie net op bly en op harde grond val nie. Mag jy vrug bring uit dit. Mag ons as aanddiens gaan met die wete dat Christus is in ons en mag ons bereid wees om lyding te verduur vir u naam en mag ons gemotiveerd wees om hierdie Christus in my te versprei en bekend te maak aan die mense daar buite. Here, ons vra dit in die wonderlike naam van Jesus Christus ons verlosser. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.